Deuteronomium, hoofstuk 33. En Moses, die man van God, het die Israeliete met die volgende seën geseën voor sy dood. En dit is wat hy gesê het: Die Here het van Sinaï afgekom, en vir Israel laat hy die lig skyn vanaf Seir. Vanaf die Paran-gebergte verskyn hy in 'n ligglans. Vanaf 10.000 heiliges het hy gekom met vlammende vuur in sy regterhand. Hy het sy volk baie lief. In sy hand het hy al sy heiliges. By sy voete is hulle byeen, en hulle het die uitsprake ontvang. Die wet is deur Moses aan ons beveel, en dit het die besitting van die vergadering van Israel geword. In Jesreel het die Here koning geword tydens die vergadering van die volksleiers, toe die stamme van Israel byeengekom het. Ruben moet leef en nie sterf nie, en hy moet baie mense word. En oor Juda het hy gesê: Die stem van Juda moet jy aanhoor, o Here. Jy moet hom terugbring na sy volk. Hy was self in die geveg betrokke vir hulle en help hom met sy teenstanders. En oor Levi het hy die volgende gesê: Vir die gunsgenoot is u Timim en Urim. By Massa het u hom op die proef gestel, en by die waters van Meriba het u met hom getwis. Van sy ma en pa het hy gesê: Ek kyk nie op na hulle nie. Hy gee geen erkenning aan sy broers nie, en van sy seuns wil hy niks weet nie. Maar hulle het u bevele nagekom en u verbond bewaar. U bepaling sal hulle aan Jakob leer, en u wet aan Israel. Met 'n volledige offer op die altaar sal hulle die reukwerk aan u bring. Mag u sy kragte seën en sy handewerk vir u aanvaarbaar wees. Die wat teen hom in opstand kom en haat, moet u op die heup slaan, sodat hulle nie weer kan opstaan nie. En van Benjamin het hy die volgende gesê: Hy is die Here se geliefde en sal veilig by hom wees. Tussen die berghange waar hy woon, sal die Here hom dag en nag beskerm. Hy het die volgende oor Josef gesê: Die Here seën sy grondgebied met die kosbare gawes uit die hemel, met dou van bo en fonteine van onder. Met die rykdom van die son se kosbare gawes en die gewasse wat elke seisoen oplewer. Met die kosbare gawes van baie ou berge en die kosbare gawes wat die eeuwe heuwels bied. Met die kosbare gawe van die aarde in sy geheel en hy wat in die doringbos woon se guns. Mag dit alles op Josef, die prins onder sy broers, se hoof rus. Kragtig is sy eersgebore bul wat buffelhorings het, om daarmee die nasies te gaffel, om hulle tot aan die uiterste uithoek van die aarde te dryf. Efraim se 10.000 en Manasse se 1000. Hy het die volgende oor Sibilon gesê: Jy moet vrolik wees wanneer jy vir oorlog uittrek, en Isaskar moet vreugde in sy tente vind. Saam roep hulle die volke op na die berg waar hulle offers van geregtigheid sal offer. Die rykdom van die see en die versteekte skatte in die sand is hulle genot. En van Gad het hy die volgende gesê: Geseënd is die Here omdat hy vir Gad ruimte maak. Soos 'n leeuwyfie is Gad. Hy ruk die arm en die kop af. Die beste deel van die land het hy geneem. Aan 'n leier is dit gegee. En met die samekoms van die volksleiers het hy die Here se reg en voorskrifte vir Israel nagekom. Van Dan het hy die volgende gesê: Soos 'n jong leeu wat uit Basan bespring, so is Dan. Oor Naftali het hy die volgende gesê: Die Here se guns versadig Naftali, en hy is vol van die Here se seën. Jy moet die suide en die see in besit neem. Oor Aser het hy die volgende gesê: Aser is meer as die ander seuns geseën. Hy is geliefd onder sy broers, en sy voete salf hy met olie. Jou poorte se slotte sal van yster en koper wees, en jy sal al die dae van jou lewe sterk wees. Daar is niemand soos jou God nie, o Jesreel. Deur die hemel ry hy om jou te hulp te wees, en in sy majesteit ry hy oor die wolke. 'n Skuilplek is die ewige God. Sy ewige arms is onder jou. Voor jou uit het hy die vyande gedryf met die woorde: Wis uit, en Israel woon veilig. In 'n land van koring en wyn, waar die hemel van dou drup, woon Jakob se bron in afsondering. Jy is geseënd, Israel, want wie is soos jy? Jy is 'n volk wat deur die Here gered is. Soos 'n skild is hy vir jou, soos 'n swaard wat omhoog gehou word. Al kruipende kom jou vyande nader, en jy sal bo oor hulle loop.